Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou ek bly verstom oor hoeveel wysheid 'n mens in eenvoudige dinge kan vind. Nie altyd in die swaar dik boeke nie, maar in klein opmerkings, kinderverse en alledaagse beelde. En ek lees die laaste ruk 'n boek wat gebaseer is op Winnie the Pooh, wat 'n eenvoudige kinderboek is. En in een van Pooh se laweliedjies, Cottleston, is daar daardie eenvoudige reeltjie wat sê, "A fly can't bird, but a bird can fly." Op die oog af klink dit amper simpel, maar hoe meer jy daaroor dink, hoe skerper en hoe dieper raak daardie sinnetjie. Hoe slim ons ook al is, hoe baie ons ook al weet en hoe sterk ons menings ook al is, hoe gereeld probeer ons nie die lewe forceer om iets te wees wat dit nie is nie. Ons druk vierkantige pennetjies en ronde gaatjies, ons verwag van mense om iets te wees wat hulle nie is nie, en ook van onsself. En as dit dan nie uitwerk nie, dan raak ons suur, dan oordeel ons en dan kritiseer ons. Maar die realiteit bly, 'n vlieg kan nie 'n voël wees nie. En dit hoef ook nie een te wees nie. Hoeveel keer verwag jy van jouself dinge buite jou vermoë, buite jou seisoen waar jy nou is en buite jou eie mens wees? En hoe voel jy as ander dit van jou verwag? Daardie gevoel van altyd tekortskiet, van nooit goed genoeg wees nie. Dan vat dit so 'n oombliekie na verhoudings toe, na jou huwelik toe, na mense wat jy liefhet. Ons wil baie graag hê hulle moet mooier wees, rustiger wees, meer aandag gee, meer verstaan, meer voorsien, meer suksesvol wees, meer fokus, meer word, meer aan ons aandag gee. En as hulle nie aan hierdie goeders voldoen nie, hou ons dit teen hulle oor en oor. Min dinge breek 'n verhouding vinniger as om konstant gemeet en te lig bevind word. Om saam met iemand te leef wat jou altyd herinner aan wie jy nie is nie. En dan is daar nog 'n ou spreekwoord wat presies hier inpas, wat sê, "You attract more flies with honey than with vinegar." Dit is die verskil tussen soet en suur, tussen genade en oordeel, tussen aanvaarding en konstante kritiek. En dalk is dit die antwoord, nie net vir jou verhoudings nie, maar vir jou hele uitkyk op die wêreld om jou. Nie om blind te wees vir probleme en die realiteit nie, maar om op te hou om suur te leef. Hoeveel van jou energie gaan in daarop om te kla, om te kerm, om negatief te wees, om alles te kritiseer, oor dinge waaroor jy absoluut dalk geen beheer het nie? Wat as jy daardie energie begin skuif? Wat as jy doelbewus die mooi begin soek, in mense, in oomblikke, in die wêreld soos dit nou is? Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat jy kies om met heuning te leef eerder as asyn. En hier is die ironie, wanneer jy dit begin doen, begin dinge soms vinnig verander. Mense ontspan rondom jou, verhoudings versag en die wêreld reageer anders. En as dinge dalk nooit verander nie, dan sê jy dis ook oukei, want ten minste het jy nie jou lewe in suur geleef en versuur nie. Ten minste het jy geleef in die soet, in die mooi en dit wat jou siel dien en jou gesond maak. En dalk net dalk, trek jy dan makliker aan wat jy soek, want wie wil nou regtig die hele liewe tyd saam met 'n ou suurgat mens leef? Miskien is dit die straatwysheid van die dag. Moenie probeer om 'n vlieg 'n voël te maak nie. Moenie mense forceer om iets te wees wat hulle nie is nie. En as jy iets wil aantrek in jou lewe, gebruik heuning en begin daarby. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.